Daar's hy. Kom ons sluit net ons oë. Here, baie dankie vir vandag. Dankie vir 'n nuwe dag in elkeen van ons lewens. Here, dankie dat ons kan weet dat U liefde is en sonder U ons absoluut niks is nie. Here, my gebed is dat U met elkeen van ons nou sal wees. Heilige Gees, laat U elke een van ons rustig sal maak. Here, laat ons ontvanklik sal wees vir U woord. Seën vanoggend se woord. Dit is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Jy sien, sodra daar iets gebeur, dan hoop dit net op. Met Rikus wat nou nie hier is nie, vanoggend toe ek hierdie lig vat, die neekie lig om en toe, val hy uit mekaar uit, en ons moes hom nou plak met, ek dink is, wat noem hulle, wondergom, prestiek, het ek hom daar aan, laat hy reg werk, en nou toe ek my rekenaar wil aansit, wil die rekenaar nie aankom nie, but ja, we know that God is a purpose, en God het 'n doel met vanoggend se boodskap. Maar weer eens goeie dag en baie welkom by vandag se diens. En ek wil net graag vir Rikus en sy afwesigheid dankie sê dat hy laasweek vir my ingestaan het. En ek wil vanoggend begin op 'n snaakse manier. Ek wil vanoggend begin en vir julle 'n vraag vra. Is dit reg as ek begin met 'n vraag? En dit gaan as volg. Gaan jy partymal deur 'n dag en vergeet dat God daar is saam met jou? Kan ek dit weer sê? Of weer vra? Gaan jy partykeer deur 'n dag en jy vergeet dat God saam met jou is? Vergeet jy dat God daar is saam met jou wanneer jy besig is om te werk? Dat God daar is wanneer jy besig is met jou hobbies? Dat God daar is met die bikers wanneer jy biker? En soos julle al gehoor het of weet, het hierdie persoon wat voor julle staan het, ek begin rolbal speel. En baie mense sal sê, oom Daan, ou mens marbles. Want dis net, baie van die mense sê, dis nog net ou mense wat daai marbles speel. Maar ja, ek het begin rolbal speel, om bietjie my gedagtes net in plek te kry. Want jy weet, partykeer gebeur daar dinge en om kop skoon te maak, het ek dit begin speel. En wanneer dinge goed gaan, en ek die perfekte aflewering gee, en kan ek vir julle sê dat hierdie een van my swakpunte is. Want jy weet, daar's 'n manier wat jy moet gaan staan, kan ek vir julle verduidelik. Daar's 'n manier wat jy moet gaan staan, en jou voete moet in die regte manier wees. Jou voete moet wys in die rigting wat jy die bal wil deliver. So jou agtervoet is in daardie rigting. So is baie tegnies. Dis nie net van jy vat 'n bal en jy rol hom. En dan moet jy die bal reg hou in jou hand. Daai 3 vingers kom op 'n manier en jou pinkie moet nie neer kom en jou duim kom daar. En dan soos wat jy so kyk, is daar 'n spesifieke lyn wat jy kyk. En dan 'n perfect delivery is as jy die bal uit jou hand uit rol en dan wys jy nog so en jy staan vir so 'n paar minute of 'n paar sekondes daar, because that has an influence on the way the ball goes. Alright? Julle sien, en dis waar my probleem kom. My probleem kom rondom daai delivery. Maar as dinge goed gaan, dan vergeet ek dat die Here saam met my is. En die Here geniet dit om saam met my hierdie rolbal te speel. Maar sodra ek verkeerd deliver, of sodra die dinge verkeerd gaan, dan begin ek vinnig en sê, Here, asseblief, help my. Want jy weet, daar's baie mense wat na ons kyk. En sodra ek begin swak speel, dan voel jy hierdie pressure van hierdie ouer garde mense wat na jou kyk, en jy's 'n youngster. En dan sê ek, Here, help my asseblief. En dan besef ek net weer eens, die awesome God wie ons dien, wie die heelal geskaap het, en God die elke keer daar is, saam met my. Jy sien, wanneer ek sê, Here, help my, dan gaan dit beter, maar ek jaag nog steeds aan. En ek besef net soos die woord vir ons sê in Genesis 28 vers 16 en die 53. Daarop word Jakob uit sy slaap wakker en sê, waarlik, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie geweet nie. Kan ek vandag vir julle sê, die Here is saam met ons vandag. Amen. En die Here is saam met jou daar waar jy ook al gaan.
weet jy dat die Here op elke plek is waar jy beweeg. God is altyd saam met my en jou. Al wil ek die Here een kant toeskuif. Hoor bietjie Jeremia 23 vers 24 in die NLV sê vir ons. Dink enige iemand, hulle kan vir my wegkry en ek sal hulle nie sien nie. Is ek nie oral in die hemel en op die aarde nie, vra die Here. Julle sien baie keer dink ons kan wegkry vir die Here. Maar God weet presies waar ek en jy is. God weet presies. Hierdie is 'n moeilike een. God weet presies wat ek en jy aanvang. God weet dit presies. My moeder, my sussie, as ek daai telefoon vat en ek is daar so en iets van my oog en ek maak dit oop. God weet presies wat jy doen. Psalm 139 vers 7 tot 10 in die boodskap sê vir ons ook. U is oral. Daar is nie 'n plek waar ek heen kan gaan waar u nie is nie. As ek hemel toe gaan, is u daar. As ek dood gaan, is u by my. Al kan ek so vinnig soos lig beweeg, of al gaan ek na die verste plek toe, u is daar. Die afstand tussen oos en wes is nie vir u te ver om gou na my toe te kom nie. Oral hou u my vas en u lei my op die pad. Wanneer ek en jy net weer eens besef wie God regtig is, draai dit my en jou oë op na die hemel en besef ons regtig wie God is vir ons. Maar die vraag is, hoe kan ek en jy God beter sien in ons daaglikse lewens? Volgende wil ek 4 vinnige punte met julle bespreek. Die eerste een, om God te sien in sy skepping. Ek wil vanoggend graag 'n foto of 3 en moet dit nog nie opsit nie vir julle wys vandag. En asseblief ek wil graag hê dat julle die groter prentjie sal sien. Julle sien wanneer ek en jy na hierdie foto's kyk en ons sien, jy kan die eerste een opsit. Kan julle sien daai? Ek sien onmiddellik die vrouens sê, bring 'n blikkie doem. En ek het nie gesê. Julle sien die foto van 'n spinnekop is daar, party van ons wat sal sê, bring die blik doem. Dit sal nie langer lewe nie. Maar as julle gaan kyk daardie foto, daardie spinnekop het so perskleur, so persskynsel. Die volgende een by. Daai een ook. Ek weet ek touch vanoggend 'n sensitive gedeelte, want die word net ook vir my gesê, hoekom kyk jy sulke goed? Waar bring jy daardie dinge uit? Hoe? In my lewe nooit nie. Dan sê ek, byfies, kyk net hoe mooi, kyk net die kleur, die derde een. Kyk daardie een. Sien julle dit? Sien julle dit raak? Dis miskien makliker op 'n foto of so. Maar sien julle dit raak? Hier is die agterlyf. Kyk daai oogies. Kyk daai lyk dit lyk amper soos wol. Dan die volgende een. Daai een is weer, die volgende een by. Kyk daai. En weer eens, weet ek, dis touchy. Dis touchy. Maar kan ek julle sê, as julle mooi gaan kyk, God made this. And God made them perfect. En God het hulle gemaak vir 'n doel. Al voel ek en jy, is 'n bietjie touchy. Die laaste foto by. Daar staan ek met 'n, ek dink hulle noem hom 'n jackal falcon in my hand. En as ek julle sou vra vandag, watter een sou julle eerder in julle hand wou gehad het? Die eerste 3 of hierdie een? En ek glo almal sal vir my sê hierdie een. En soos julle my almal ken, thanks babes, thanks Cliff.
Soos julle almal my ken, chunk ek mos baie maklik. En ons was in die bevoorregte posisie gewees in die week wat ek hierdie ongelooflike deel van die Here se skepping in my hand kon vashou. En op 'n stadium daai foto's geneem sodat ek, maar op 'n stadium was die wol nie daar nie en julle kan daar praat toe ek daai velkin, weet jy wat se velkin in Afrikaans? Valk. Toe ek daai valk so fisies kyk in die oor, het daai valk sy kop gedraai en my oë gekyk. En ek het net daar gestaan en ek het gekyk hoe perfek hierdie valk gemaak is. En weer eens het ek daar gestaan en chunk. Nie net omdat dit 'n awesome experience is nie, maar laat ek besef het hoe awesome God regtig is. Dat hy daardie voël, daardie dier, en dieselfde met daai spinnekoppe, dat God hulle so perfek gemaak het. Perfek. Vir 'n doel. Dat ek en jy dit nie kan maak nie. Sien ek het ook hier geskryf. Everything is so perfectly and wonderfully made. Kan ek volgens vir jou sê, my boetie en my sussie, everything, you included, are perfectly and wonderfully made. Daar is nie een van ons wat dieselfde vingerafdruk het. Dink 'n bietjie daar. My hare mag miskien begin grys raak, ek mag miskien 'n lekker Coca-Cola maagie hê, al die dinge. Ek en Carlo lyk nie dieselfde nie, ek en Hendry lyk nie dieselfde nie. But you know what? God made each and every one of us for a purpose. And His purpose. And we are wonderfully and perfectly made. Net soos daardie voël, daardie spinnekoppe. Psalm 19 vers 2 in die NLV sê vir ons die volgende: Die hemele verkondig die heerlikheid van God. Die uitspansel getuig van die werk van sy hande. Psalm 10 vers 14 in die NLV: U laat gras groei vir die beeste en plante vir die mens, kos wat uit die aarde voortkom. Jeremia 5 vers 24 en die 53: En hulle het nie in hul hart gesê nie, laat ons tog die Here ons God vrees, wat reën gee, vroeë reëns en laat reëns, op hulle tyd, wat vir ons die vasgestelde weke van die oes in stand hou. God se skepping wys vir ons, dat daar definitief 'n God is. My boetie en my sussie, daardie foto's, daardie prentjies, kan jy dink, kan ek jou weer 'n vraag vra, of julle 'n vraag vra? Dink julle dat daar nie 'n God is nie? There is only a God, an awesome God, wat dit kan maak, wat dit geskep het. En ons verstaan dit partykeer nie, ons verstaan nie partykeer wat is hulle doel nie. Maar elke iets het 'n doel. Jesus sê vir ons dat ons moet kyk, dat God na die voeltjies omsien. Hy verskaf aan hulle daaglikse kos. As ons kyk na die blomme, dis wintertyd. As ons gaan ry daar buite, sien ons onmiddellik die, wat noem hulle daai, wat in wintertyd langs die pad opkom? Kosmos. Kyk hoe beautiful is die kosmos. In 'n tyd wat daar nie plante moet wees. God voorsien die water. En die woord sê ook dat ons nie hoef te bekommer oor wat ons gaan aantrek of wat ons gaan eet nie, want God sal voorsien. Ek dink dat wanneer dinge druk gaan, wanneer dinge taaf raak, dat ek en jy net 'n tree terug sal gee. Dat ons sal stil raak. Dat ons miskien net sal gaan sit. Net om ons kyk. Net om ons sal kyk. En sien dat God leef. And that everything will be okay. Die tweede punt, om God te sien in aardse geskenke. Om partykeer na die natuur te kyk en te besef dat dit 'n geskenk van God is. Vergeet ons partykeer
dat die voedsel wat ons eet, die klere wat ons dra, die dak oor ons koppe, die talente en skills wat ons het, ons familie en ons vriende, alles van God afkomstig is. Ek het hier geskryf ook, wanneer ek en jy eet, dank ek en jy God vir die kos wat hy op die tafel sit. Jy sien, ons het so in 'n plek gekom, that we don't do it. So op 'n plek gekom, as jy in 'n restaurant stap, of as jy by 'n padstal is, en jy eet en daar's mense, wat gaan die mense om my sê? You know what, I don't care what people say about me. Elke keer wat ons stop, of waar ons gaan eet, sal ek en Yvonne, as dit net ons twee, sal ons hande vashou, en ek sal dankie sê vir die kos wat die Here voorsien. Maak die saak, hoor mooi, maak die saak of dit 'n hele bord kos is, of net 'n snytjie koek is. Ek het ook hier geskryf, het jy al ooit daaraan gedink, die spices wat jy gebruik? Hoor mooi, die spices wat jy gebruik, die souse wat jy gebruik om jou kos of jou vleis op te jazz, kom alles van die Here af. Jy sien, en elkeen van ons het ons eie spices, ons het ons eie manier, ons het ons eie souse. Maar ons vergeet dat al hierdie dinge van God afkom. En ek het ook geskryf, alles kan so bland wees, soos die Engelsman sal sê. En dan 'n welbekende skrifgedeelte, Jesus het dan water en wyn verander. Julle ken daardie groot bekleierery. Jolanda, ek sien jy sit daar mos altyd 'n bekleierery rondom dit. Rondom my Jesus het water en wyn verander, en ek gaan nie in daai een ingaan nie. Ons gaan nie daai redenasie nie. Maar die woord sê vir ons, Johannes 2 vers 10 en die 53, en sê vir hom, elke mens sit eers die goeie wyn op, en wanneer hulle goed gedrink het, dan die slegste. En hierdie gedeelte het ek gehighlight, want daar staan, maar u het die goeie wyn tot nou toe bewaar. Julle sien die goeie. En dan vir ons wat 'n soet tand het, as ons iets soets geniet, miskien 'n lekker honey bite cheesecake. Julle seker van julle, as julle kyk op Facebook, as julle sien, ons het so 2 keer dit geëet. Man, honey bite cheesecake, of 'n lekker peanut butter milkshake. Weet nie wie like van peanut butter nie, maar ek is mal oor peanut butter, en dit is hoekom ek dit hier ingesit het. Selfs 'n lekker peanut butter milkshake, of 'n lekker roomys. Moet ek en jy besef dat God se woord vir ons soveel meer inhou. En hoor hierdie, Psalm 119 vers 103 en die 53 sê die woord vir ons. Hoe soet is u beloftes vir my verhemelte, meer as heuning vir my mond. Hulle sien God se beloftes is meer soet as daardie honey cheesecake of daardie peanut butter milkshake. Jy sien, wanneer ons familie se samesyn of die samesyn van ons vriende geniet, dink net 'n bietjie hoe awesome dit is om tyd saam met Jesus te spandeer. En ek het hier geskryf, ek dank die Here elke liewe dag vir my familie, vir my vriende en julle as 'n gemeente. En as ek dit so kan sê, as 'n gemeente beteken dit my uitgebreide familie, want ek sien elkeen van julle as 'n broer en 'n suster. You are my family. En ek is dankbaar dat God elkeen van julle in my lewe gesit het. En ek is dankbaar om te sien dat soveel van ons 'n pad saam met Jesus stap. En God het elke een van julle in my lewe kom plaas. Hoor wat sê Jakobus 1 vers 17 en die 53. Elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Julle sien, terwyl ek en jy so baie as vanselfsprekend ervaar, moet ons God dank
vir elke geskenk. Elke geskenk. Kan ek vra, en weer eens, julle hoef nie te wys nie. Dank ons God vir ons gesondheid. Dank ons die Here vir 'n broek om aan te trek. Die derde punt, om God in die werk te sien. God het die mens die opdrag gegee om te werk. Van die begin van die skepping af is dit vir ons gesê. Genesis 2 vers 15 en 53 sê vir ons: toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. Ek en jy moet werk. Ons het 'n inkomste nodig om ons te voorsien van kos, klere, om 'n dak oor ons kop te sit. En ek weet dat baie van ons al op pensioen is, maar daar is nog steeds iets om te doen. Ons kan nie net gaan terugsit nie. God gave us a new day. Jy kan miskien daar waar jy is op pensioen is, iemand sê, God loves you. En jy raak daardie persoon aan. En ek het ook hier geskryf, julle weet wat se werk ek doen. En partykeer is dit nie baie lekker nie. Partykeer moet ek gaan rolbal speel om ontslae te raak van die werk. Maar weer eens besef ek net elke keer as ek opstaan en ek gaan werk toe, dat ek nie die werk geneem het omdat dit lekker was nie. Ek het dit gesien as 'n roeping daardie tyd. En ek werk nie vir die government nie, ek werk vir God. En nie, jy werk nie daar waar jy is vir jouself nie, jy werk vir God. Spyker dieselfde. Steward dieselfde. Elke een van ons op die einde van die dag werk ons vir God. Daar waar ons is. Kolossense 3:23 tot 24 in die Boodskap Bybel sê vir ons die volgende: julle wil tog die Here tevrede stel en nie mense nie. Is dit nie waar nie? Hoor mooi wat sê hy verder. Laat mense dit ook sien aan die oorgawe waarmee julle werk doen. Julle sien, as ek elke dag dink ek daar by die werk is, wys dit nie die oorgawe waarmee ek my werk doen nie. Dit deel nie die God in my lewe is nie. Ja, ons het slegte dae, maar ons het goeie dae ook. Die Here sal vir julle gee wat julle verdien. Daarvan kan julle seker wees. Julle sal by hom in sy nuwe wêreld gaan bly en daar alles geniet wat hy vir julle sal gee. Want die eintlike baas, en dis hoekom ek dit gebruik het in die Boodskap Bybel. Die eintlike baas vir wie julle werk is mos Christus. En hierdie baas trek niemand voor nie. Jy sien in die company waar ek werk, word sekere mense voorgetrek. Ek weet nie daar waar jy werk nie, of dit so werk nie. Maar jy sien, as ek gaan fokus op die Here, as ek gaan fokus op God, weet ek dat God niemand voortrek. Die vierde en die laaste een, om God te sien in beproewings. Jy sien, beproewings en suffering is deel van 'n Christen se lewe. Kan ek dit sê? Jy gaan suffering ervaar wanneer jy Jesus Christus aangeneem het as saligmaker en verlosser. You are going to get it. Jy gaan sufferings hê. Handelinge 14 vers 22 in die Boodskap Bybel sê dit vir ons. Hulle het die gelowiges moed ingepraat en hulle aangemoedig om op God se pad te volhard. Ons gaan nog baie swaar kry. Hoor mooi, daar staan dit, julle kan dit gaan lees in die Boodskap Bybel, nie Brett England nie, in die Boodskap Bybel, ons gaan nog baie swaar kry, voordat ons na God se wêreld toe verhuis, het hulle ook vir die gelowiges gesê. Jy sien, dit waardeur ek en jy gaan, laat ons maar net besef dat hierdie wêreld nie ons permanente tuiste is nie. Dat ek en jy eintlik saam met die Here moet wees. Wanneer ek en jy deur dinge gaan wat nie lekker is nie,
besef ek net elke keer dat daar 'n beter plek vir my is. Jy sien net as ek daar deur aan die suffering gekom het, het ek dit deurstaan, is ek daar deur, saam met die Here. Ek gee nie moed op nie. Ek gee nie moed op nie. Op 'n stadium, toe ons hierdie week in die berge was daar 'n paadjie wat ons moes, die paadjie is so 560 meter, wat amper lyk asof dit so reg op gaan, jy kan vir Yvonne gaan vra. En ons het bietjie lank gestap om daar uit te kom. En toe ons op die cruiser gaan sit, nadat ons daar bo gekom het, toe sê ek maar die eerste ding, jy twyfel in jouself. Jy twyfel in jouself deur vir jouself te sê, I am not good enough. God says you are good enough. Jesus died on a cross to prove to you, you are good enough. Moenie laat die vyand kom en vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie. Moenie laat die vyand dit kom doen nie. Wanneer ek en jy deur moeilike dinge gaan, kyk ons na 2 Korintiërs 12 vers 9 in die boodskap Bybel wat vir ons sê. Toe sê die Here uiteindelik vir my goedheid is vir jou genoeg. Dit is al wat jy nodig het. My groot krag word sigbaar in jou lewe, wanneer jy swak en hulpeloos is. Jy sien, wanneer ek swak en hulpeloos is, kom God se krag deur. En God dra my deur. Wanneer ek en jy deur hierdie moeilike tye gaan, moet ek en jy ook 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18 in die boodskap Bybel onthou. Ons gee nooit moed op nie. Ook nie, hoor mooi hierdie, ook nie wanneer ons rondgestamp en mishandel word nie. Nee, dan byt ons eers vas. Want God is die hele tyd by ons. Hy maak ons elke dag van binne af nuut. Ons bietjie swaar kry hier en nou, weeg nie op teen al die goeie dinge wat op ons wag in God se nuwe wêreld. Ek het nie genoeg woorde om vir julle te beskryf hoe wonderlik dit sal wees nie. Die grootsheid en heerlikheid daarvan sal absoluut oorweldigend wees. Ons staar ons glad nie blind teen alles wat hier met ons gebeur nie. Nee, ons kyk by al ons probleme en teenslae verby. Ons oog is net op God se wêreld ingestel. Dit wat ons vandag sien, is in elk geval môre nie meer daar nie. Hier hou niks vir ewig nie. Al wat vir altyd sal bly bestaan, is God se nuwe wêreld. Jy sien my boet en my sis, as ek en jy ons oë op God gefestig het, 4 punte. As ons gaan kyk na die natuur, as ons gaan kyk na mense om ons, as ons gaan kyk na die klein dingetjies, kan ek en jy nooit vergeet dat daar 'n God is. Ek wil graag afsluit met die volgende. Jy sien, wanneer ek en jy meer opsetlik op doelbewus God in ons daaglikse lewe soek, mag ons God se joy en sy fellowship ervaar. En mag ons weet dat God se belofte, laaste skrifgedeelte, Matteus 28 vers 20 in die boodskap, by ons is. Leer hulle en lei hulle dan in alles wat ek vir julle geleer het. Vertel hulle hoe belangrik dit is om aan my gehoorsaam te wees en te doen wat ek vra. En wees verseker, ek verwag nie dat julle dit alleen moet doen nie. Elke dag, tot en met die wederkoms, sal ek self by julle wees. My boet en my sisse, God is elke dag, elke minuut, elke sekonde, is God saam met ons. Kan ek julle vra vandag, dat julle dit sal onthou, dat julle God in die klein dingetjies sal raak sien, dat julle sal sien hoe perfek en hoe awesome God regtig is. Kan ek sê dat ek en jy moet begin uitsien na God se wederkoms. God is awesome. God loves us. Moenie probeer om God weg te steek. God is elke dag, elke minuut,
al gaan jy na die verkeerde plekke toe. God is there. Onthou dit. Elkeen van julle is gemaak na die beeld van God. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat die wie in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Moet aan my sussie, ek en jy die ewige lewe. Ek en jy moet God net 'n bietjie meer begin raak sien. Ek en jy moet God net 'n bietjie meer begin dankie sê vir wie hy in ons lewens is. Amen. Ons sluit die oog. Here, baie dankie vir u woord. Here, my gebed vir elkeen van ons is dat Here ons u meer sal raak sien. Here, al gaan dit hoe swaar, al gaan dit Here partykeer taaf, dat ons dink dat u nie saam met ons is nie. Here, sê u woord vir ons dat u altyd saam met ons is. Laat ons wat 'n pad stap saam met u nooit hoef bekommerd te wees nie, want u sal ons nooit alleen laat. Here, help ons om net te besef dat u elke minuut, elke sekonde van elke dag saam met ons is. Here, help ons, leer ons om vir u dankie te sê. Here, dankie vir die klein dingetjies. Dankie dat u ons geseën het met 'n dag, dat u ons geseën het met 'n nuwe lewenslig. Here, laat u ons geseën het om vanoggend die son te sien opkom. Here, dankie dat ons 'n koppie koffie kon drink. Here, dankie dat ons vanoggend in 'n gemeente is. Here, waar ons kon luister na u woord. Wees met elkeen van ons. Dit is my gebed in die naam van Jesus. Amen. Ek gaan vra dat ons die offerande opneem asseblief.